Die Suid-Afrikaanse Reservebank laat die rentekoerse onveranderd en die minister van Sport, Guyton McKenzie, befonds die Suid-Afrikaanse mans- en vroue hokkiespanne vir die Wêreldbeker toernooi. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie donderdag 23 Julie. Ek is Esmerie Eysel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het die rentekoerse onveranderd op 7% gelaat. Die prima uitleenkoers staan vas op 10,5%. Die president van die Reservebank, Lesetja Kganyago, het gesê die monetêre beleidskomitee verwag stadiger ekonomiese groei in die tweede en derde kwartaal van die jaar. We anticipate slower growth through the second and third quarters of this year. Consumer confidence has fallen sharply and business confidence has also weakened. Sectoral data show generally lower activity since the start of the war. Prices for our export commodities have also fallen, although terms of trade are better, given lower prices for imports. Kganyago het gesê die inflasie vooruitsig het sedert die komitee se vorige vergadering effens verbeter, maar dat inflasie steeds te hoog is, terwyl ekonomiese groei swak is. Die uiteindelike mikpunt is 'n inflasiekoers van 3%. Everest Wealth Management meen die Reservebank se besluit bied tydelike verligting vir huishoudings en ondernemings, maar beteken nie dat die stryd teen inflasie verby is nie. Algemene verligting vir die algemene Suid-Afrikaner. Die repo-koers het natuurlik onveranderd gebly en ek dink dit is 'n stap in die regte rigting, alhoewel die inflasiekoers onder druk is nog steeds wat opgeskuif het na 'n algemene 5% toe en die Suid-Afrikaanse ekonomie nog steeds onder druk is vir die algemeen. Gaan ons maar natuurlik, jy weet, nog steeds daai risiko hê van dat die rentekoerse mag dalk opgeskuif word, maar wel op 'n latere stadium. Maar vir nou is ons 'n bietjie gemaklik en ja, onthou om geldjie weg te sit vir ongemaklike tye. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, het R3 miljoen bewillig om te verseker dat Suid-Afrika se mans- en vroue hokkiespanne ten volle befonds word om aan die 2026 hokkie Wêreldbeker toernooi in België en Nederland te kan deelneem. Die hulp volg nadat die Suid-Afrikaanse Hokkievereniging met 'n finansieringstekort van nagenoeg R3 miljoen gekonfronteer is, wat spelers sou dwing om duisende rand uit hul eie sak te betaal om die land te verteenwoordig. McKenzie sê dit is onaanvaarbaar dat nasionale sportlui hul eie deelname aan 'n Wêreldbeker toernooi moet befonds. Die departement het egter beklemtoon dat die befondsing 'n eenmalige ingryping is en dat die hokkievereniging 'n finansiële omkeerplan moet voorlê om soortgelyke krisisse in die toekoms af te weer. Die DA het intussen 'n dossier met bewyse by die openbare beskermer ingedien waarin 'n volledige ondersoek na McKenzie versoek word. Die DA beweer McKenzie het sy amptseed en die wet oortree deur na bewering 'n werksgeleenthede vir vriende skema te bedryf deur bykans R110 miljoen se openbare geld onregmatig aan te wend. Die party wil ook hê sy reise na die FIFA Wêreldbeker toernooi moet ondersoek word. Die Johannesburgse Metroraad het 13 sake van beweerde finansiële wangedrag van meer as R4 miljard na die Metro se onafhanklike dissiplinêre raad verwys. Dit volg na verskeie beweringe van ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkwistende uitgawes in verskeie departemente. Die raad wil bepaal of die beweringe gronde het en of verdere dissiplinêre of strafregtelike stappe gedoen moet word. Die Metro beklemtoon dat die verwysing nie op 'n skuldigbevinding neerkom nie en dat betrokke amptenare op behoorlike regs- en administratiewe prosesse geregtig is. Die onafhanklike dissiplinêre raad sal 'n voorlopige ondersoek doen en daarna aan die Metro Raad verslag doen.
Solidariteit helpende hand meen die aanstelling van professor Hlengani Matebula as administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente NSFAS moet dringend heroorweeg word en besluite wat tydens sy termyn geneem is, insluitend die aanstelling van Bojane Segua, moet hersien word. Solidariteit helpende hand se bemarkingshoof Gerard Pretorius meen NSFAS moet verduidelik waarom 'n mediese student se beurs so onlangs soos 2 maande gelede gekanselleer is, terwyl geld bewillig is om vir Segua aan te stel as die hoof van sy audit en risikokomitee. Segua is glo onder verdenking vir 'n uitbetaling van sowat R625.000 wat sy tydens haar termyn as voorsitter van Daybreak Foods ontvang het. Dis eintlik ondenkbaar om te dink dat NSFAS kanselleer 'n mediese student se beurs wat reeds goedgekeur is om geld te spaar, maar dan maak hulle 'n aanstelling van 'n persoon wat 'n hangende ondersoek teen hulle het vir bedrog van of moontlike bedrog en diefstal van oor die R620.000. Maar gelukkig kon Helpende Hand se studietrust kon intree en hulle kon vir die mediese student 'n rentevrye studielening gee. As nie vir Helpende Hand was nie, het hierdie persoon deur die krake geval wat moontlik lewens kan red eendag. So ons eis by Solidariteit Helpende Hand dat daar 'n ondersoek moet wees, dat die administrateur van sy ampt verwyder word en dan ook alle besluitneming hersien moet word. Die DA in die Wes-Kaap het hul kommer uitgespreek oor die uiters lae skuldigbevinningskoers vir motoriste wat dronk bestuur. Uit meer as 10,000 plaaslike oortreders wat in die afgelope finansiële jaar in hegtenis geneem is slegs 4% uiteindelik skuldig bevind. Van die meer as 2400 sake wat aan die nasionale vervolgingsgesag oorhandig is, het slegs 417 in die howe gedraai. Die DA se Wes-Kaapse woordvoerder oor polisie-oorsig en gemeenskapsveiligheid Benedicta van Minnen sê die syfers laat kommer ontstaan oor die doeltreffendheid van die strafregstelsel om dronkbestuurders aan die pen te laat ry. These figures raise serious concerns about the effectiveness of the criminal justice system in ensuring that those arrested for driving under the influence are ultimately held accountable. While thousands of arrests are being made, far too few cases result in convictions. Every withdrawn case weakens the deterrent effect of our laws and undermines public confidence. The DA will continue exercising rigorous oversight over SAPS and engaging with the National Prosecuting Authority to identify where cases are falling through the cracks and how investigations and prosecutions can be strengthened. Die Iraanse weermag het gesê dat hy sy aanvalle sal voortsit totdat die aanvalle op Iran gestaak word. Die woordvoerder van die Iraanse weermag, Mohammed Akraminia, sê dat gewapende magte se vergeldingsaanvalle sal aanhou solank as wat die Amerikaanse aanvalle op die land se infrastruktuur en kusgebiede voortduur. Die islamitiese militêre organisasie, die Houthis, het van dese week by die konflik aangesluit en beweer dat hulle 2 olietankschepe van Saudi-Arabië aangeval het nadat hulle 'n blokkade van Saudiese hawens verklaar het. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Môre is Vrydag, dan maak ons weer so.